Welkom by ons Pinksterreeks dag 4. Liefde van die Gees vra, dien ander. Ek gee gou 'n opsomming van die vorige aande. Jesus het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy 'n Christen is, dan beteken dit dat jy jou lewe oorgee aan God. Om vir Jesus te ken beteken dat jy in 'n verhouding met hom sal staan. Daar is meer as jy in die lewe. In Johannes 13 vers 34 staan daar, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Ons moet mense lief hê ten spyte van wat hulle doen of is. Ons moet mense lief hê ten spyte van hulle irriterende gewoontes. Ons moet mense lief hê ten spyte daarvan dat hulle ons net ken wanneer hulle ons nodig het. Ons moet mense lief hê ten spyte daarvan dat ons persoonlikhede bots. Daar's 'n paar goue reëls wat ons in ons lewens moet toepas. Doen aan ander wat jy graag wil hê hulle aan jou moet doen. Doen aan ander volgens hulle behoeftes en doen aan ander soos Jesus aan jou gedoen het. As jy so lewe, lewe jy soos Jesus. Ons lees uit Matteus 23, net vers 11 en 12 en ek lees uit die 2020 vertaling. Die belangrikste onder julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhef sal verneder word en wie homself verneder sal verhef word. Tot sover. Iemand wat 'n voëlverskrikker in sy tuin of in sy landerye sit, weet daardie voëlverskrikker se enigste taak is om te dien. Hy kry niks uit dit wat hy doen nie. Dit gaan nie oor wie hy is nie, maar oor wat hy doen. Om te dien is om iets te doen sonder om 'n dankie te verwag. Die belangrikste onder julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhef sal verneder word en wie homself verneder sal verhef word. Eendag lank gelede was daar 'n boer met 'n wonderlike boerdery, maar hy het niks of niemand naby sy landerye toegelaat nie. Daar was gewere, kanonne, wippe, voëlverskrikkers, alles dinge om mens van sy plaas af weg te hou. Maar die boer het later baie eensaam begin voel. Hy besluit om alles wat mens en dier van sy plaas af weghou te verwyder. Hy het dit gedoen en toe self in die middel van sy landerye gaan staan, met sy arms wyd oopgestrek as 'n uitnodiging, kom nader. Ek wil mense naby my hê. Maar niemand het nader gekom nie. Almal het gedink hy is die boer se nuwe verskrikker. 'n Man stap toe eendag daar verby en vra nuuskierig vir die boer wat hy probeer doen. Die boer vertel vir hom dat hy eers almal van sy plaas af verwilder het, maar nou dat hy geselskap verlang. Daarom nooi hy nou mense en diere na sy plaas toe terug, maar niemand wil kom nie. Die man het die boer een kyk gegee en gesê, laat sak net jou arms, want jy lyk nes 'n verskrikker. En van daardie dag af is die boer se plaas die heel lekkerste kuierplek in daardie omgewing. Is jy 'n verskrikker deur hoe jy lyk en optree en is voor mense? Of is jy 'n venster van Jesus se liefde? Ons moet eerder 'n venster van Jesus se liefde in elke verhouding wees waarin ek en jy staan. So trek ons mense na Jesus toe aan en skrik hulle nie af nie. Hoe is 'n mens 'n venster van God se liefde? Om Jesus te volg beteken mense moet die liefde van Jesus in jou kan raak sien en beleef. Al manier hoe hulle dit sien is as jy dien. As ek en jy dit nie snap nie, snap ons nog glad nie wat dit beteken om Jesus te volg nie. Christelike lewe gaan nie oor heers nie, dit gaan oor dien. Dit is duidelik uit hoe Jesus geleef het en uit wat hy gesê het in Matteus 23 vers 11 en 12. Die belangrikste onder julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhef sal verneder word en wie homself verneder sal verhef word. Jesus volgelinge werk met 'n dien-dien beginsel, dan is dit 'n wen-wen situasie vir almal. Moenie probeer om 'n mens te word wat deur sukses aan mekaar gesit is nie. Word eerder 'n mens wat deur waardes aan mekaar gesit is. Filippense 2 vers 2 tot 4 sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of uitlei te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Dien beteken jy leef. Dadelik kom jy en ek agter dat om te dien
is om op 'n ander manier in verhoudings te staan. Jy praat nie daaroor nie, jy leef dit uit. Iemand het gesê, ek sien eerder 'n preek as wat ek een hoor. Stap saam met my. Deur ander te dien, staan jy stewig, want jou lewe is gebou op die regte beginsels. Die belangrikste onder julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhef sal verneder word en wie homself verneder sal verhef word. Onthou, God is baie meer besorg oor wie jy in die resies help as wie agter jou hardloop. God vra nie, sal jy die wenstreep haal voor enigiemand anders nie? Hy vra, wie gaan jy help om die wenstreep saam met jou te kan oorsteek? Dis wat dien beteken. Dien beteken gehoorsaamheid aan God. Ons maak soos Jesus ons gewys het. Dien beteken omgee vir alle ander mense, van vriende, familie tot vyande en vreemdelinge. Ons leierskap vloei uit ons diens aan ander. Iemand het gesê, as jy 'n disipel wil wees, moet jy nie 'n koning wees nie, jy moet 'n dienaar wees. Hand aan hand met 'n dienbeginsel gaan 'n gesindheid van nederigheid. Sonder nederigheid sal jy nooit werklik kan dien nie. Daarom laat nederigheid jou toe om die ekstra myl te stap. Om ander te dien beteken dat jy uit jou gemaksone geneem moet word. Matteus 5 vers 41 sê, en as iemand 1 myl van jou afdwing, loop 2 myl met hom saam. Agter Jesus se mylbeeld sit die volgende. Destyds het die Romeinse soldate dikwels swaar bagasie, hulle kiet, oor groot afstande gedra. Baie van die soldate het, terwyl hulle deur dorpsgebiede geloop het, iemand in die gebied hulle sware vrag laat dra. Dit was 'n alledaagse gebruik en niemand het daarvan gehou nie. Sodat daar selfs 'n wet was wat 'n jong seun verplig het om die soldaat se swaar rugsak 'n kilometer ver te dra. Destyds was dit glad nie snaaks om stokke langs die paaie in dorpies te sien wat die afstand afgemerk het wat 'n seun sou moes loop as 'n soldaat dit van hom sou verwag nie. Omdat dit die gebruik so wêreldverspreid in Jesus se tyd voorgekom het, het Jesus iets voorgestel wat dinge op sy kop gedraai het. Niemand het gehou daarvan om 'n Romeinse soldaat te help nie. Nou sê Jesus, moenie dit net 1 kilometer dra nie, dra dit 'n verdere kilometer. Jesus gee eintlik 'n nuwe beginsel vir die lewe. Doen altyd meer as wat van jou verwag word. Dit laat jou uitstyg bo die res. Daar is geen verkeersknope wanneer jy ook die 2de kilometer saam met iemand loop nie, want min sien kans daarvoor. Dis hoe dien jou 'n beter mens maak. Moeder Teresa het gesê, ons het geleentheid om liefde aan ander te betoon soos Jesus ons liefhet. Nie in groot dinge nie, maar in klein dingetjies met groot liefde. Wanneer laas het jy die 2de myl vir iemand geloop? Staan jy bekend as iemand wat altyd daardie bietjie ekstra doen? Indien nie, wat moet jy doen sodat jy so iemand kan word? Doen meer as wat van jou verwag word. Wat is die afstand tussen iemand wat gedurig hulle doelwitte bereik en lewensvreugde het en iemand wat hulle lewe as blote volgelinge en toeskouers deurbring? Die 2de kilometer. Doen altyd daardie bietjie ekstra, dan leef jy soos Jesus. Die geheim van 'n gesonde, sinvolle en gelukkige lewe lê in dien. Filippense 2 vers 7 sê, maar hy het homself daarvan leeggemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Ons dien mekaar omdat ons vir Jesus volg, wat die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het. Dien laat jou besef dat daar meer as jy in die wêreld is. Hierdie week het ons gepraat oor verhoudings en hoe Jesus wil hê dat hierdie verhoudings moet lyk. As ons dit deur die krag van die Heilige Gees begin uitleef, kan daar groot dinge gebeur. Elke mens wat jy teekom is belangrik vir Jesus, daarom behandel hom of haar ook so. Jesus is naby jou, hy is met jou, hy is binne in jou. Daar is geen gelowige mens in wie Christus nie woon nie. Waar is dit nodig dat ek God verheerlik? Of waar is dit nodig dat ek hom vertrou? Nederigheid is om eerlik te wees oor wie jy is en om eerlik te wees wie God is, oor sy goedheid, sy krag en wat hy in en deur jou lewe kan doen. Here, dankie dat U vir ons kom voorlewe het hoe ons moet lewe. Dat U kom dien het, vir ons dit kom wys het. Help ons so, Here, dat ons mekaar so sal lief hê, dat ons bereid is om voor mekaar te kniel.
bereid is om mekaar te dien, bereid is om so ons Christendom uit te lewe. U gee vir ons die gawe van liefde deur die Heilige Gees. Help ons, Here, om dit uit te leef. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.